unspoken sound, not empty words we throw around. If I love you, I will obey. Walk in truth, walk in your way. Your commands are light and true. They show my love in what I do. For the mouth overflows what you love. Not by lips, but by the walk. Not by claim, but how we talk with deeds. Love is shown by obedience. Love is doing, standing firm. Faith is knowing it is true. Trusting every word from you. Love is pure. Love is the way. Walking paths you've set in place. Oh. Faith is not what eyes can see. It's standing on certainty. Your word is truth, it does not bend. From the beginning to the end. Hear the truth and faith is born. Hearts awake, no longer torn. Doers of the word we stand. Not hearers only, hand in hand. Love is shown by obedience. Love is doing, standing firm. Faith is knowing it is true. Trusting every word from you. Love is pure. Love is the way. Walking path you set in place. Just talk. If I say I love Yahweh, I will keep his word each day. Here are those who stand and stay. Faith of Yeshua, righteous way. Love made flesh. Truth lived through. Feet that walk. What faith knows true. Hey, môre sissies. Welkom aan almal. Shabbat shalom. Okay, so vandag bespreek ons Maria, Yeshua se ma, Maria van Magdala en Elisabeth, dit is Johannes die Doper se ma. So welkom, ons is bly julle het almal saam ingeskakel en ons is opgewonde om die vrouens se stories vir julle te lees vandag. Angie, gaan jy begin met Maria? Ja, dis nogals baie. So ek lees vandag uit die blou boek. Ek het twee hierso. Die een is die boek van herinnering uit die boek van of die boodskap van Jakobus. Nou ons almal ken Maria se storie en in die skrif self is dit nie 'n baie lang storie, maar in die boodskap van Jakobus is dit 'n bietjie langer en dis vreeslik mooi. So ja, ek gaan begin met haar en
ja, soos ek sê, daar's nogals baie en dan is daar 'n stuk wat ek ook uit die boek van die Nazarene wil lees of die Book of the Kaleidi. So ja, kom ons begin met Maria se storie. In die geskiedenisse van die 12 stamme van Israel was daar die ene Joachim, 'n baie ryk man. Ekskuus julle, die name hierso het hulle die ou name ingesit en party van hulle kan ek uitmaak mooi wie dit is en party van hulle nie. So ek gaan probeer soos ons aangaan om julle te help. Hierdie is Joachim, hoe hulle dit hierso sê, maar ek dink dit was Joachim. Hy was gewoond om sy gawes dubbel nader te bring en het gesê: wat uit my oorvloed is, sal gaan vir die hele volk, en wat vir my vergifnis van die oortredinge is, sal vir Jahwe wees tot versoening vir my. Toe die groot dag van Jahwe aangebreek en die kinders van Israel het hulle gawes kom aanbied. En Reuben het teen hom opgetree en gesê: jy mag nie eers jou gawes aanbied nie, aangesien jy geen nageslag in Israel verwek het nie. En ek was baie bedroef en het na die geslagsregisters van die 12 stamme van die volk gegaan en gesê: ek sal nakyk in die 12 stamme se registers of ek die enigste is wat geen nageslag in Israel verwek het nie. En hy het ondersoek ingestel en gevind dat alle regverdiges 'n nageslag in Israel verwek het. En hy het Abraham, die aartsvader, in herinnering gebring dat Elohim hom in sy laaste dae 'n seun geskenk het, naamlik Isak. En Joachim was baie bedroef en het hom nie aan sy vrou vertoon nie, maar hom na die wildernis begewe en daar sy tent opgeslaan. Hy het vir 40 dae en 40 nagte gevas en by homself gesê: ek sal nie afgaan of vir spyse of vir drank totdat Jahwe my Elohim my besoek het nie. My gebed sal vir my spyse en drank wees. Toe het sy vrou Anna tweeërlei klaaglied en tweeërlei treursang aangehef en gesê: ek wil my weduweeskap treur. Nee, ek neem aan sy het gedink iets het met hom gebeur want hy het net verdwyn. En ek wil my kinderloosheid betreur. En die groot dag van Jahwe het aangebreek. En Judith, haar diensmaagd, sê: hoe lank buig jy siel te neer? Kyk, die groot dag van Jahwe het aangebreek. En dan mag jy nie treur nie. Maar neem hierdie krans wat vir my werksgeefster my gegee het en mag haar nie aansit nie, omdat ek maar net 'n diensmaagd is en sy 'n koninklike voorkoms het. En Anna sê: gaan weg van my. Kyk, ek het niks gedoen nie en Jahwe het my grootliks verneder. Miskien het 'n slegte mens haar vir jou gegee en het jy gekom om my 'n deelgenoot in jou oortreding te maak. En Judith antwoord: waarom sal ek jy vervloek aangesien Jahwe jy moederskoot toegesluit het om jy geen vrug te gee in Israel nie? En Anna was diep bedroef en het gaan haar rouklere afgelê en haar hoof gewas en haar bruidsklere aangetrek. En omstreeks die 9de uur het sy afgegaan na die tuin om daar te wandel. En sy het 'n laurierboom gesien en daaronder gaan sit en tot Jahwe gebid en gesê: o Elohei van ons vaders, seën my en hoor my gebed, net soos jy die moederskoot van Sara geseën en haar 'n seun Isak gegee het. En terwyl sy opkyk na die hemele, sien sy 'n mossienes in die laurierboom. En sy het by haarself klaaglied aangehef en gesê: wee my, wie het my verwek en watter moederskoot het my voortgebring? Want ek het gevloek geword voor die kinders van Israel en ek is gesmaad en hulle het my weggespot uit die huis van Jahwe. Wee my, aan wie het ek gelyk geword? Nie aan die voëls van die hemele nie, want selfs die voëls van die hemele is vrugbaar voor U, o Jahwe. Wee my, aan wie het ek gelyk geword? Nie aan die diere van die aarde het ek gelyk geword nie, want selfs die diere van die aarde is vrugbaar voor U, o Jahwe. Wee my, aan wie het ek gelyk geword? Nie aan die waters nie, want selfs hierdie waters is vrugbaar voor U, o Jahwe. Wee my, aan wie het ek gelyk geword? Nie aan hierdie aarde het ek gelyk geword nie, want selfs die aarde bring op tyd haar vrugte voort en loof U, o Jahwe. En kyk, daar staan 'n boodskapper van Jahwe voor haar en sê: Anna, Anna, Jahwe het jou smeekgebed gehoor en jy sal ontvang en baar en oor jou saad sal in die hele wêreld gespreek word. En Anna sê: so waaragtig as Jahwe my Elohei leef, as ek baar, of dit manlik of vroulik is, sal ek dit bring as 'n gawe aan Jahwe, my Elohei, en hom dien al die dae van my lewe. En kyk, daar kom 2 boodskappers wat vir haar sê: kyk, Joachim, jou man,
kom met sy kuddes, want 'n boodskapper van Jahwe het tot hom afgekom en gesê, Joachim, Joachim, Jahwe jou Elohei het jou gebed gehoor. Gaan dan af van hier, want kyk, jou vrou Anna sal ontvang. En Joachim het afgedaal en sy herders geroep en gesê, bring vir my hier 10 lammers, opreg en sonder gebrek, en hulle sal wees vir Jahwe my Elohei, en bring vir my 12 jong kalwers, en hulle sal wees vir die priesters en die raad van die oudstes, en 100 bokke vir die hele volk. En kyk, Joachim kom met sy kuddes, en Anna staan by die poort, en sien Joachim kom, en sy hardloop, en val hom om die hals, en sê, nou weet ek dat Jahwe my Elohei my grootlikse seën het, want kyk, die weduwee is geen weduwee meer nie, en die kinderlose sal ontvang. En Joachim het die eerste dag in sy huis gerus. Die volgende dag kom hy om sy gawes nader te bring en sê vir homself, as Jahwe my barmhartigheid sal die borstas van die priesters tot aan my openbaar. En Joachim het sy gawes aangebied en aandagtig gelet op die borstas van die priesters toe hy opstaan na die altaar van Jahwe. En hy het geen oortreding in homself gesien nie. En Joachim sê, nou weet ek dat Jahwe my barmhartig is en al my oortredinge vergewe het. En hy het geregverdig uit die huis van Jahwe afgekom en na sy eie huis gegaan. En haar maande is vervul en in die 9de maand het Anna gebaar. En sy het gesê vir die vroedvrou, wat het ek gebaar? En sy sê, 'n dogter. Toe sê Anna, my siel verhef haar op hierdie dag. En sy het haar neergelê. En toe die dae vervul is, het Anna haarself gesuiwer en die kind laat drink en sy het haar Miriam genoem. Of Miriam, maar vandag ken ons dit as Maria. En die kind het by die dag sterker geword. En toe sy 6 maande oud was, het haar moeder haar op die grond neergesit om te kyk of sy al kon staan. En sy het 7 stappe in die ronde gedoen en na haar skoot teruggekom. En sy neem haar op en sê, so waaragtig as Jahwe my Elohei leef, sal jy hierdie aarde nie meer betree, voor ek jou na die huis van Jahwe bring nie. En sy het 'n aparte ruimte in haar slaapvertrek afgeskort, en nie toegelaat dat sy iets gemeens of besoedels inneem nie. En sy het die onbesoedelde dogters van die Hebreërs geroep, en hulle het haar opgepas. En toe sy 1 jaar oud was, het Joachim 'n groot feesmaal aangerig, en hy het die priesters en die skrywers en die raad van oudstes, en die hele volk van Israel uitgenooi. En Joachim het die kind na die priesters gebring, en hulle het haar geseën en gesê, Elohei van ons vader, seën hierdie kind, en gee haar groot naam, vir altyd, onder alle geslagte. En die hele volk het gesê, mag dit so wees. En hulle het haar, en hulle bring haar toe, na die hoofpriesters, en hulle sê vir haar, o Elohei uit die hoogte, sien neer op hierdie kind, en seën haar met die uiterste seën, waarna daar geen seën meer kom nie. En haar moeder het haar geneem, na die aparte ruimte van haar slaapvertrek, en haar die bors gegee. En Anna het 'n lied voor die aangesig van Jahwe haar Elohei gemaak en gesê, ek sal 'n lied sing voor die aangesig van Jahwe my Elohei, want hy het my besoek en van my smaad van my vyande weggeneem. En Jahwe het my gegee 'n vrug van sy geregtigheid, eenvoudig en baie oorvloedig voor hom. Wie vertel dit aan die seuns van Reuben, dat Anna laat drink? Hoor, 12 stamme van Israel, Anna laat drink. En sy lê haar te ruste in die aparte ruimte van haar slaapvertrek, en gaan uit en bedien hulle. En toe die maaltyd beëindig was, het hulle verheug afgegaan, en die Elohei van Israel geprys. En aan die kind is haar maande toegevoeg. En die kind het 2 jaar oud geword, en Joachim sê, laat ons haar na die tempel van Jahwe bring, dat ons die gelofte kan betaal wat ons beloof het, voordat Jahwe na ons gestuur, en ons gawe onaanneemlik word. Maar Anna sê, laat ons wag tot die 3de jaar, sodat die kind nie na haar vader en moeder verlang nie. Toe sê Joachim, laat ons dit dan maar wag. En toe die kind 3 jaar oud geword het, sê Joachim, roep die onbesoedelde dogters van die Hebreërs, en laat elkeen 'n lamp neem, en laat die aan die brand wees, sodat die kind nie omdraai en haar hart weggelok word uit die huis van Jahwe nie. Is daar nie 'n mooi stukkie nie, waar dit verwys na die lampies wat ons moet dra, en die lamp wat op die einde die Torah verteenwoordig.
Dis amazing hoe dat hulle moet gefokus hou dat hulle aandag nie afgetrek word nie. Dis vir my so 'n mooi stukkie. En so het hulle gedoen totdat hulle opgegaan het na die huis van Jahwe. En die priesters het haar ontvang en gesoen en geseën en gesê: Jahwe het jou naam groot gemaak onder alle geslagte. En jou sal Jahwe in die laaste dae sy lossing openbaar aan die kinders van Israel. En hy het haar laat sit op die derde trap van die altaar. En Jahwe het haar grasie oor haar laat uitstort. En sy het gedans op haar voete, en die hele huis van Israel het haar liefgehad. Haar ouers het afgekom en hulle verwonder, en Jahwe hulle Elohei geprys, aangesien die kind haar nie agtertoe omgedraai het na hulle toe nie. En Miriam was in die tempel van Jahwe soos 'n pikkende duifie, en sy het voedsel ontvang uit die hand van 'n boodskapper. Toe sy nou 12 jaar oud geword het, die priesters raad gehou en gesê: kyk, Miriam het 12 jaar geword in die huis van Jahwe. Wat sal ons nou met haar doen, sodat sy nie die apartheid van Jahwe besoedel nie? Nou onthou, dis om en by mos die tyd wat jong meisies gewoonlik begin met hulle maandelikse bloeiing. En hulle sê vir die hoëpriesters: U staan voor die altaar van Jahwe, gaan in en bid oor haar, en wat Jahwe ook al aan u openbaar, laat ons dit doen. En die hoëpriester neem die kleed met die 12 klokkies, tree die apartheid van aparthede binne en bid oor haar. En kyk, 'n boodskapper van Jahwe verskyn en sê vir hom: Sagaria, gaan uit en maak die weewenaar van die volk bymekaar en laat elkeen van hulle 'n staf meebring. En dan wie Jahwe teken sal gee, sy vrou sal sy wees. En die boodskappers het oor die aarde rondom Juda uitgegaan en die ramshoring van Jahwe het geklink en almal het daarin geloop. En Josef het sy byl neergegooi en uitgegaan om hulle te ontmoet. En toe hulle saam vergader was, het hulle na die hoëpriesters gegaan en hulle stawwe saamgeneem. Hy neem toe almal se stawwe en gaan in die tempel en bid. En nadat hy sy gebed beëindig het, neem hy die stawwe en gaan na buite en gee dit aan hulle terug. En daar was geen enkele teken aan hulle nie. Josef neem egter die laaste staf in ontvangs en kyk, 'n duif kom uit die staf tevoorskyn en vlieg op die hoof van Josef. En die priester sê vir Josef: jy is die lot, deur die lot aangewys om die maagd van Jahwe te neem en onder jou beskerming te hou. Maar Josef het geweier en gesê: ek het seuns en ek is 'n ou man. Maar sy sê: jong meisie, ek vrees dat ek uitgelag sal word deur die kinders van Israel. En die priester sê vir Josef: vrees Jahwe jou Elohei en dink aan wat Elohim aan Datan, Abiram en Korach, hoe die aarde oopgeskeer het en hulle verslind is weens hulle teespraak. Vrees dus Josef dat dit jou nie jou huis oorkom nie. Miskien so die geluide in die agtergrond, julle partykeer kan ons straat 'n bietjie lawaaiig raak. En Josef het bevrees geword en haar onder sy bewaring geneem. En Josef het vir Miriam gesê: kyk, ek het jou ontvang uit die huis van Jahwe en nou laat ek jou in my huis agter. En ek gaan weg om my bouery verder uit te voer en dan kom ek weer na jou toe. Jahwe sal oor jou wag hou. En die priesters het beraadslaag en gesê: laat ons 'n voorhangsel maak vir die tempel van Jahwe. En die priester sê: roep vir my die onbesoedelde maagde uit die geslag van Dawid. En die dienaars het vertrek en gesoek en 7 maagde gevind. En die priesters het gedink aan die meisie Miriam, dat sy uit die geslag van Dawid was en onbesoedeld voor Elohim. En die dienaars het gegaan en haar gaan haal. En hulle bring hulle in die huis van Jahwe en die priester sê: werk vir my die lot, wie die goud sal spin, wie die wit en die fyn linne, en sy en die koningsblou en die skarlakenrooi en die egte koningsblou. En die lot vir die egte koningsblou en die skarlakenrooi het op Miriam geval. En sy het dit geneem en huis toe gegaan. Miriam het toe die skarlaken geneem en begin spin. En sy neem die kruik en gaan om haar met water te vul en kyk, daar sê 'n stem: wees gegroet, goedgunstig die een. Jahwe is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En sy kyk rond, na regs en na links, om te sien waar die stem vandaan kom. En met bewering het sy weer na haar huis gegaan en die kruik weggesit. En sy het die koningsblou geneem en haar stoel gaan sit
en haar gespin. En kyk, 'n boodskapper van Jahwe staan voor haar en sê, moenie vrees nie, Miriam, want jy het guns gevind by Jahwe van alle dinge, en uit sy woord sal jy swanger word. En toe sy dit hoor, het sy by haarself getwyfel en gesê, sal ek swanger word van Jahwe, die lewende El? En sal ek soos alle vrouens baar? En die boodskapper van Jahwe sê, nie so nie, Miriam, want die gees van Jahwe sal jou oorskadu. Daarom ook sal die aparte een wat uit jou gebore word, seun van die hoogste El genoem word. En jy sal sy naam Joshua noem, want hy sal sy volk red van hulle oortredinge. En Miriam sê, kyk, die diensmaagd van Jahwe is voor sy aangesig. Laat dit met my gaan, volgens u woord. En sy het die koningsblou en die skarlaken klaargemaak en dit na die priesters gebring. En die priesters het haar geseën en gesê, Miriam, Jahwe jou Elohei het jou naam groot gemaak en jy sal geseënd wees onder al die nasies van die aarde. En met vreugde het Miriam na haar bloedverwant Elisabeth gegaan en aan die deur geklop. En toe Elisabeth dit hoor, gooi sy die skarlaken neer en hardloop na die deur. En toe sy dit oopmaak en Miriam sien, het sy haar geseën en gesê, vanwaar het dit my oorgekom, dat die moeder van my meester na my toe kom, en kyk wat in my is, het opgespring en jou geseën. Maar Miriam het die geheimenisse vergeet waaroor die hoofboodskapper Gabriël tot haar gespreek het. En sy het opgekyk na die hemel en gesê, wie is ek, Jahwe, dat al die geslagte van die aarde my seën? En sy het 3 maande by Elisabeth gebly. Van dag tot dag het haar buik egter in omvang toegeneem. Toe het sy bevrees geword en huis toe gegaan en haarself verberg vir die kinders van Israel. Miriam was 16 jaar oud toe hierdie geheimenisse plaasgevind het. En sy was in haar 6de maand en kyk, Josef het terug van sy bouwerke en keer terug van sy bouwerke en toe hy sy huis binnentree, vind hy haar ver heen in swangerskap. En hy slaan homself op sy gesig en werp homself neer op die aarde in roukleed en ween bitterlik en sê, met hoe gesig sal ek opkyk na Jahwe my Elohei en wat sal ek bid in opsigte van daardie meisie? Want ek het haar as 'n maagd ontvang uit die tempel van Jahwe en ek het haar nie bewaak nie. Wie is hy wat my bedrieg het? Wie het hierdie slegte ding gedoen in my huis en hierdie maagd besoedel? Word die geskiedenis van Adam tog nie by my herhaal nie? Want soos Adam in die uur van sy gebed aanwesig was en Nagash gekom en Eva alleen aangetref en bedrieg het, so het dit my ook oorgekom. Nou hierdie versie is baie interessant, daar is baie leringe daar buite oor die serpent seed. Nou nie daarop ingaan of aversion toe nie, maar dit is 'n baie interessante stukkie daai. En Josef het opgestaan van sy roukleed en Miriam geroep en vir haar gesê, o jy wat die voorwerp van Elohim se teere sorg was, waarom het jy dit gedoen en Jahwe jou Elohei vergeet? Waarom het jy jou siel verlaag, jy wat opgevoed is in die apartheid, deur apartes en voedsel ontvang het uit die hand van 'n boodskapper? Maar sy het bitterlik geween en gesê, ek is skoon en ken geen man nie. Josef sê, van waar kom dit dan wat in jou skoot is? En sy sê, so waaragtig is Jahwe my Elohei leef, ek weet nie van waar dit op my gekom het nie. Josef het bevrees geword en haar alleen gelaat en hy het oorweeg wat hy met haar sou doen. En Josef het by homself gesê, as ek haar oortreding verberg, dan sal ek bevind word as een wat stryd teen die wet van Jahwe. Maar as ek haar oortreding openbaar maak aan die kinders van Israel, dan vrees ek dat wat in haar is, miskien van 'n boodskapper afkomstig kan wees. En dan sal ek bevind word as een wat onskuldige bloed aan die doodstraf oorlewe. Wat sal ek dan met haar doen? In die geheim sal ek haar van my laat weggaan, en die nag het hom oorval. En kyk, 'n boodskapper van Jahwe verskyn aan hom in 'n droom en sê, moenie vrees aangaande hierdie kind nie, want wat in haar is van die gees van die apartheid. En sy sal 'n seun baar, en jy sal hom Joshua noem, want hy sal sy volk van hulle oortredinge verlos. En Josef het opgestaan uit sy slaap, en Elohei van Israel geprys, wat hom hierdie barmhartigheid betoon het, en hy het oor haar gewaak. En Annas die skrywer het na hom gekom, en vir hom gesê, waarom het jy nie in ons vergadering verskyn nie?
En Josef sê vir hom, omdat ek moeg was van my reis en die eerste dag uitgerus het. En Annas draai om en merk dat Miriam swanger is. En hy het haastig na die priesters gehardloop en vir hom gesê, Josef, vir wie hy ingestaan het dat hy regverdig is, het swaar oortree. En die priester sê, hoe so? En hy sê, die maagd wat hy uit die huis van Jahwe ontvang het hy besoedel, en stilletjies met haar getrou, en hy het dit nie aan die kinders van Israel gesê nie. En die priester antwoord en sê, het Josef dit gedoen? En Annas die skrywer sê, stuur dienaars, en julle sal vind dat die maagd swanger is. En die dienaars het gegaan en dinge gevind soos hy gesê het, en hulle het haar met Josef voor die gerig gebring. En die priester sê, Miriam, waarom het jy dit gedoen? Waarom het jy jou siel verlaag en Jahwe jou Elohei vergeet? Jy wat opgevoed is in die aparte, deur die apart gesteldes, en voedsel uit die hand van 'n boodskapper ontvang het, en die lofsange gehoor en voor sy aangesig gedans het. Waarom het jy dit gedoen? En sy het bitterlik geween en gesê, so waaragtig is Jahwe my Elohei leef, ek is skoon voor hom, en ek het geen man beken nie. En die priester sê vir Josef, waarom het jy dit gedoen? En Josef antwoord, so waaragtig is Jahwe leef, ek is skoon ten opsigte van haar. En die priester sê, geen valse getuienis nie, maar spreek die waarheid. Jy het met haar die huwelik voltrek en dit nie aan die kinders van Israel te kenne gegee nie. En jy het jou hoof nie onder die magtige hand van Elohim gebuig, sodat jou nageslag geseën sou word nie. En Josef het stil gebly. En die priester sê, gee terug die maagd wat jy uit die huis van Jahwe ontvang het. En Josef het in trane uitgebars. En die priester sê, ek sal jou die toetswater van Jahwe laat drink, en dit sal jou oortredinge voor jou oë openbaar maak. En die priester neem dit, en laat Josef dit drink, en stuur hom heen na die gebergte, en hy het gesond teruggekeer. Hy het Miriam ook laat drink, en haar na die gebergte gestuur, en sy het ook gesond teruggekeer. En die hele volk het hulle daaroor verwonder, en geen oortreding by hulle geblyk nie. En die priester sê, as Jahwe julle oortredinge nie geopenbaar het nie, dan oordeel ek julle ook nie. En hy het hulle laat gaan. En Josef het Miriam saamgeneem en met blydskap na sy huis gegaan, en die El van Israel geprys. En 'n bevel het uitgegaan van keiser Augustus, dat almal wat in Bethlehem in Juda behoort het, ingeskrywe moes word. En Josef sê, ek sal my seuns laat inskryf, maar hierdie meisie, wat sal ek met haar maak? Hoe sal ek haar laat inskryf as my vrou? Maar ek is skaam, as my dogter? Maar die kinders van Israel weet dat sy nie my dogter is nie. Die dag van Jahwe self sal dit bewerk soos Jahwe dit wil. En hy het die eselin opgesaal en haar daarop laat sit, en sy seun het haar gelei, en Josef het gevolg. En hulle het op 3 myl van Bethlehem genader, en Josef het hom nie omgedraai, en gesien dat sy treurig was, en hy sê by homself, miskien is dit wat in haar is, wat haar te neerdruk. En Josef draai hom weer om, en hy sien haar lag, en hy sê vir haar, Miriam, wat is dit dat ek jou gesig nou lachend en dan weer treurig sien? En Miriam sê vir Josef, omdat my oë 2 volke sien, een wat ween en rou klaag, en 'n ander wat jubel en vreugde bedryf. En toe hulle halfpad kom, sê Miriam vir hom, tel my af van die eselin, want wat in my is, pers my omdat dit te voorskyn wil kom. En hy het haar van die esel afgeneem, en hy sê vir haar, waarheen sal ek jou neem, om jou skande te verberg, want die plek is verlate. En hy vind daar 'n grot, en bring haar daarin, en laat sy seuns by haar. En hy het uitgegaan, en 'n vroedvrou in die omgewing van Bethlehem gaan soek. En ek, Josef, het rondgeloop, en ook nie rondgeloop nie. Ek kyk op in die lig, en ek sien die lig verstaar. En ek kyk op na die hemelgewelf, en ek sien hom stil staan, en die voëls van die hemele bewegingloos. En ek kyk na die aarde, en sien die voedselskottel staan, en arbeiders wat daaromheen staan, aansit, en hulle hande wat uitgesteek na die skottel, en hulle wat gekou het nie gekou nie, en hulle wat voedsel geneem het dit nie geneem nie, en hulle wat dit na hul mond gebring het dit nie na hulle mond gebring nie. En almal se aangesigte was na bo gerig. En kyk, daar was skape wat voorgedryf is, en die skape het stil gestaan,
En die herder het sy hand opgelig om hulle te slaan en sy hand het opgerig bly staan. En ek kyk na die stromende rivier en ek sien die bekke van die bokkies op die water en tog drink hulle nie. En ineens het alle dinge weer hulle natuurlike loop geneem. Hoe amazing moet dit wees? Partykeer lees 'n mens goed in skrif en dit is asof jou brein dit nie kan verwerk nie. En ek sien 'n vrou afkom van die gebergte en sy sê vir my, "Man, waar gaan jy heen?" En ek sê, "Ek soek 'n Hebreëse vroedvrou." En sy antwoord en sê vir my, "Is jy uit Israel?" En ek sê vir haar, "Ja." En sy sê, "En wie is sy wat daar in die grot geboorte gee?" En ek sê, "Sy wat aan my verloof is." En sy sê vir my, "Is sy nie jou vrou nie?" En ek sê vir haar, "Dit is Miriam, wat in die huis van Jahwe opgevoed is en deur die lot aan my as vrou toegewys is. Tog is sy nie my vrou nie, maar sy het ontvang van die gees van die apartheid." En die vroedvrou sê vir hom, "Is dit waar?" En Josef sê vir haar, "Kom kyk." En die vroedvrou het met hom saamgegaan. Hulle staan toe op die plek van die grot en kyk, 'n ligtende wolkkolom oorskadu die grot. En die vroedvrou sê, "Vandag is my siel groot gemaak, omdat my oë wonderlike dinge aanskou het, want lossing is vir Israel gebore." En met eens trek die wolkkolom weg van die grot, en daar verskyn 'n groot lig in die grot, sodat hulle oë haar nie kon verdra nie. En geleidelik het daar lig verminder, totdat die kindjie tevoorskyn kom, en die bors van sy moeder Miriam neem. En die vroedvrou roep uit en sê, "Vandag is dit 'n groot dag vir my deurdat ek hierdie ongewone skouspel gesien het." En toe die vroedvrou uit die grot gaan, ontmoet Salome haar. En sy sê vir haar, Salome, ek het 'n buitengewone skouspel om aan jou te vertel. 'n Maagd het geboorte gegee, iets wat haar natuur tog nie toelaat nie." En Salome sê, "So waaragtig as Jahwe my Elohei leef, as ek my vinger nie in haar steek en haar natuurlike toestand ondersoek nie, sal ek nie glo dat 'n maagd geboorte gegee het nie." En die vroedvrou het na binne gegaan en vir Miriam gesê, "Maak jouself reg, want daar het geen geringe stryd oor jou ontbrand nie." En Salome het haar vinger in haar skoot gesteek en 'n skreeu gegee en gesê, "Wee my oor my ongeregtigheid en my ongeloof, omdat ek die lewende El versoek het en kyk, my hand is aan die brand en wil afval." En sy buig haar knieë voor die aangesig van Jahwe en sê, "O Elohei van my vaders, onthou dat ek 'n nakomeling is van Abraham, Isak en Jakob. Stel my nie tot 'n voorbeeld vir die kinders van Israel nie, maar gee my terug aan die armes wat U weet, o Jahwe, dat ek in U naam my dienste aan hulle verrig en van my U loon ontvang." En kyk, 'n boodskapper van Jahwe verskyn en sê vir haar, Salome, Jahwe het jou verhoor, neem die kind in jou hand en dra hom, en jy sal genesing en vreugde verkry." En Salome het nader getree en hom opgeneem en gesê, "Ek sal hom vereer, omdat 'n groot koning vir Israel gebore is." En onmiddellik is Salome genees, en sy het geregverdig uit die grot gegaan. En kyk, 'n stem sê vir haar, "Salome, moenie vertel watter wonderlike dinge jy gesien het, voordat die kind in Jerusalem kom nie." En dan is daar nou nog 'n paar hoofstukke wat praat oor die wyse manne, Herodes wat die seentjies vervolg, en dan Zacharia, of is dit Zacharia, Monty, wat Johannes se pa was. Wil jy ek moet daai lees, Monty, of wil jy dit self lees? Ek het daai skrifte gesien wat praat oor sy pa. Ja, ek het Zacharia se goeters, of Zacharia, ook al mense dit wil uitspreek. Ja, ek het dit vir my in my stukkie. Okay, dan gaan ek dit nie nou lees nie. Wat ek wel wil doen, is ek wil net hierso 'n stukkie uit die Nazarem ook byvoeg, wat vir my so mooi is. Dit is net 'n kort stukkie oor Maria, maar dan gaan ek nou verder aan oor Yeshua en die tipe mense wat hy wel aanvaar. Dit is net vir my mooi om by te sit. En dit is in Engels, ek het nie die boek van die Nazarem in Afrikaans nie. In hoofstuk 9. Yeshua went from there to the house of his mother, for Miriam had a small inheritance. She was a careful woman, for once, when her children were young, having lost a small silver coin, she swept the floor carefully, sifting until she found it. Leaving there,
He withdrew to the sea, for Yeshua liked to swim and be among the boats. Now, while he was there, a great number came from Galilee, from all of Yehuda, and from Jerusalem, some even from beyond the Jordan, and from the coast of the western sea, where he was known. Yeshua bid his followers prepare a small ship as quickly as possible to take him away from the great crowd pressing about him, as he had cured so many who were afflicted. Those who still uncured tried to touch him, and there was a constant shoving and scuffling to get nearer. Escaping the boat, he went with it a short distance to where a path led up a hillside. Climbing this to a small mount, he sat down with his Talmudim. The time for celebrating the great festival was approaching, and Yeshua had sent out many emissaries and heralds. Seeing that a large crowd had gathered on the hillside, Yeshua stood up and addressed the people after they were seated in this manner. This is a night of ignorance when men wander, lost in the darkness of worldly conditions. I am the light and hope of men. These are the people I support and accept, and this is the message I give to them. For I have come to unsheathe the sword of the Ruach among men and to lead them forth to fight the battles of Elohim. The sword is the Ruach, even as the body is the sheath. Let your swords be bright and keen for the fray. Be staunch and resolute, and the rule of Elohim will surely sweep all wickedness and evil, all pain and distress from the face of the earth. I accept the oppressed and desperated, for they shall inherit honor and the reign of the Ruach. I accept those who grieve, for they should not be without a comforter. Is it not written, let the words of Yahweh be an unquenchable light within you, and they will shorten your days of sorrow. I accept the disinherited, for they shall inherit the earth. Is it not written, the disinherited shall be joyful amid bounty and shalom. I accept those who hunger after enlightenment, for they shall be satisfied. Is it not written, the pleasures of the food table sit heavily on the stomach, but wisdom fills the heart with satisfaction and content. I accept the compassionate, for they shall be compensated. Is it not written, he who has compassion builds a fountain of consolation for his time of need? I accept the pure-hearted, for their nature draws them closer to Elohim. Is it not written, he whose hands and heart are clean receives the fullest measure of the power of the Ruach? I accept the peacemakers, for they are truly the heirs of Elohim. Is it not written, listen, my children, and I will teach you the ways that are good, causing you to seek for shalom and maintain it. I accept those who suffer in the cause of mankind, for on them shall fall the mantle of honor in the reign of the Ruach. Is it not written, when they scorned and abused me, I was strengthened by the Ruach of Yahweh, and nothing can now dismay me. I accept those whose motives when seeking to do good are misunderstood, for their place in honor is established. Is it not written, because they have reviled and slandered you, eternal honor will be granted. You whom I accept are the salt of the earth. But if the savor of salt disappears, it is useless. As salt without any flavor would be good for nothing, so those without goodness in their hearts serve no purpose. As salt adds flavors to food, so do good men make life more acceptable. I am your light, but you are the light of the world. Therefore, build a strong city set on a hill, for a light shining from a hilltop cannot be hidden. I have given you the light so that it may be put to use. For men do not put a lighted candle under a grain basket, but in a candlestick, where it can light up the room. Let your light shine before men, so they see the path clearly. Join your lights together, so they combine the form an unquenchable flame. For while a candle is easily snuffed out, it takes many men to subdue a forest fire.
Is daai nie amazing nie? Ek wonder of dit nie die oorspronklike een was en die klein stukkie wat ons in skrif sien, net 'n condensed version nie. Daar's baie mense wat glo, ewen as jy dit gaan opsoek op die internet, dat die boek van die Natsarim of die Book of the Kalaidi is net gesien as lore. Dit word nie gesien eers as skrif nie. Maar ek kan nie dit verstaan nie, want as jy die boek deurwerk, daar's soveel kennis en insig in hierdie boek, dat dit nie vir my sin maak dat dit nie skrif is nie. Nee, ons hier ons baie misleiding in hierdie wêreld. Be stout-hearted and resolute, for the struggle will be grim. The foe is wily and well entrenched behind thick walls. Those who have lived with poverty and misery, maintaining a cheerful heart in tribulation, will arise to splendor. Those who are broken, serving the cause of Yahweh, will receive a mantle of splendor. Those who proper desire remain unfulfilled on the earth will find fulfillment in the Shamaim, dis in die hemele of in die Nuwe Jerusalem. Those who have cheerfully borne affliction or deformity will radiate strength, and those who die for the cause of justice and shalom will inherit life in splendor. Ag, dis vir my so mooi. Die hele boek van die Natsarim is vir my amazing. Maar ja, dit is dan altyd hier lees vanoggend. Ja, ek het ook gesien hulle sê, jy weet, as mense 'n bietjie research gaan doen, dan erken hulle nie Natsarim as skrif of eers apokryfe nie. Maar tog as jy aan die einde van die boek gaan lees, dan sien jy dit is letterlik die disippels wat by Yeshua geleer het, wat bymekaar gekom het aan die einde, net ek dink na sy kruisiging of na sy hemelvaart. Ek dink is na sy hemelvaart. Het hulle bymekaar gekom en alles neergeskryf wat hulle kon onthou, wat bespreek was met hulle direk tussen hulle en Yeshua. Dit sê dit daar in die einde, ek dink in die laaste hoofstuk van die boek van Natsarim. So ja, ek dink jy weet baie van dit verwys terug na skrif toe. Dit is nie teenstrydig met skrif nie. Ja, nee, dis baie mooi. Okay, Monty, jou beurt. Okay. Goed, ek gaan begin met Elisabeth, die moeder van John the Baptist. In Lukas 1 lees ons hulle storie van 1 tot en met vers 25. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia. Sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig voor Jahwe en het in al die gebooie en regte van Jahwe onberisplik gewandel. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op vergevorderde leeftyd. Terwyl hy besig was om die priesterampt voor Jahwe te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priestelike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van Jahwe en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite besig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van Jahwe wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom: "Nie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar. Jy moet hom Johannes noem. Hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor Jahwe. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder af. Hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot Jahwe hulle God. En hy sal voor hulle uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir Jahwe 'n toegeruste volk te berei." Toe sê Sagaria vir die engel: "Waaraan sal ek dit weet, want ek is 'n ou man en my vrou is op vergevorderde leeftyd." En die engel antwoord hom en sê vir hom: "Ek is Gabriel, wat voor Jahwe staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie." En die volk het op Sagaria bly wag, en hy was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef. Maar toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie, en hulle bemerk toe dat hy 'n gesig in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan. En na hierdie dae het Elisabeth sy vrou ontvang en haar 5 maande lank verberg en gesê: "So het Jahwe met my gedoen in die dae toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem."
En dan is dit ook die stukkie waar Maria met Elisabeth praat. Ja, ek gaan nie daai selfde stuk lees nie, Angie het dit reeds gelees. So nou lees ons net verder af in Lukas 1 met die geboorte van Johannes. En die tyd dat sy moeder moes word, is vir Elisabeth vervul en sy het 'n seun gebaar. En toe haar bure en bloedverwante hoor dat Jahwe sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly. En op die 8ste dag het hulle gekom om die kindjie te besny en hulle wou hom Sagaria noem, na die naam van sy vader. Toe antwoord sy moeder en sê nee, hy moet Johannes genoem word. En hulle sê, vir daar is niemand in jou familie wat die naam het nie. En hulle beduie vir sy vader hoe hy wou hê dat die kind genoem moes word. En hy vra toe 'n skryfbordjie en skryf Johannes is sy naam. En almal was verwonderd. En onmiddellik is sy mond geopen en hy het sy tong losgeraak en hy het gepraat en Jahwe geloof. En daar het vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het en daar is baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstreek van Judea. En almal wat dit gehoor het dit ter harte geneem en gesê, wat sal tog van hierdie kindjie word? En die hand van Jahwe was met hom. Nou dis al wat ons eintlik lees van Elisabeth in die Bybel, of in die 66 boek. Verder, as jy meer wil weet oor haar, gaan ons na die boek van Johannes, wat gewoonlik die eerste 2 hoofstukke is van die boek van Natsarim. So ek lees hier vir julle van hoofstuk 1, vers 6 tot 39. Die boodskapper het gesê, hy sal baie red van die gevolge van onkunde, dis nou Johannes, en mense teruglei na die kudde van Elohim. Wat hy sal dien met die ruach en krag wat eens Eliasin was. Hy sal die harte van die vaders draai na die welsyn van hulle kinders en diegene wat afgeval het van die leerstellings van hulle vaders na die wysheid van die Torah. Hy sal vir die mense uitgaan soos 'n vuurkorf, draer voor 'n karavaan, soos 'n nabi van ouds. Nou nabi daar is profeet. En 'n volk gereed te maak wat gesuiwer en toegewy is aan die Allerhoogste, Elohim. Toe Elisabeth geweet het sy swanger, het sy na die Heikal gegaan, wat ek maar aanneem die tempel, en dank gebring aan die Elohim wat haar laat swanger word het, en die kind aan hom opgedra volgens die gebruik. So was dit met Samuel, wat aan sy vader teruggegee is vir diens in die heiligdom. Toe haar tyd aanbreek, het die vrou van Sagaria 'n seun gebaar, en daar was geen vroedvrou om hom in die wêreld te bring nie, en daar is ook geen geboorteklok vir hom gemaak nie. Alhoewel almal wou hê dat hy na die familie van sy vader genoem moet word, het Elisabeth gesê hy moet na hare genoem word en hy is Jochanan genoem. Ten tye van die besnydenis, toe baie mense daar gestaan het, is Sagaria vervul met die invloed van die Ruach HaKodesh, en onder sy invloed het hy soos volg gespreek. Geseënd wees Elohim van ons volk, wat aan hulle die middele van hulle verlossing gegee het. Hy het 'n bron van verlossing vir ons voortgebring, die woorde vervul wat deur die monde van sy ingespireerde profete gespreek is, wat daar was sedert die begin, dat ons verlos moet word uit die hande van ons vyande en gered van diegene wat ons haat. Die kind van my liggaam sal voor die mense uitgaan, die weg van Jahwe verkondig en kennis van verlossing in sy volk gee. Met die kwytskelding van hulle oortredinge deur berou en herstel, soos die lig van die son daarbo het hy neergedaal om lig te gee aan diegene wat in duisternis sit. Hy sal hulle troos in die skaduwee van die dood en die voete van die mense lei in die weë van vrede. Soos dit geskryf is in die boeke van die Heikal, die vertalings. In elk geval hoor die stemme wat uitroep van Levi en Juda wat nooit weggedraai het nie. Want uit hulle lendene sal die tugroede van die hoogste Elohim kom. Hy sal uit Levi 'n Kohen oprig bo alle ander Kohanim. Ek neem aan dit is 'n koning of 'n priester. En uit Juda iemand groter as 'n soewerein wat my volk sal verlos. Ja, ek neem aan die Kohen is die profeet en Juda is dan nou die koning, nou. Die mense, toe hulle hierdie en baie ander dinge hoor, was verbaas en het dit in hulle harte geberre en vir mekaar gesê, hierdie is geen gewone kind nie, hy sal sekerlik 'n buitengewone man word. Laat ons daarom kyk en wag vir interessante ontwikkelinge. Onder diegene wat gehoor het, was daar een met die ongebreidelde tong, wat die woord van hierdie dinge wyd versprei het. En intussen die ore en die monde van baie mense is die gebeure vergroot, op so 'n manier, dat dit kommer en hooplakke veroorsaak het. Toe Herodes, wat die heerser was, hierdie dinge hoor, het hy die raad beraadslaag.
want almal het die koms van die Messias gesalf deur Jahwe verwag. Maar die geleerde priesters het gesê dit kon nie hy wees wat hulle verwag het nie, want het hulle gesê dit was nie moontlik dat iemand met sy bloed of die Messias of 'n losser kon wees nie. So iets sou 'n gruwel wees. Toe sê Herodes dit mag wees, maar laat ons die kind in ons eie kring bring, want as hy miskien die Messias is dit goed dat hy onder ons groot gemaak word. Maar as dit anders is, word geen skade gedoen nie. En in dae soos hierdie is dit goed om versigtig te wees. Nou die woord van hierdie voornemens is deur die diensmeisies versprei, wat deur die ore van slawe na die familie van Elisabeth gegaan het, wat gehaas het om haar te waarsku. En hulle het gesê, dis 'n dag van wee, want manne kom van Herodes om jou kind weg te neem en hom as 'n offer aan te bied. Elisabeth, in vreesvakend, het hom opgetel en aan 'n knegt gesê, neem alles wat gedra kan word en ontmoet ons op so 'n plek. En toe het sy na Sagaria gegaan. Elisabeth het hom by sy plek in die tempel gevind en gesê, kom my man, laat ons vinnig vlug met die baba, want hier is hy in gevaar. Taal nie vir enigiets nie, tensy ons haastig is, sal ons kleintjie vir ons verlore wees. Hy wat die skat van ons lewe en die hoop van ons volk is. Sagaria het gesê, hoe kan ek my pos in die tempel verlaat, om na 'n vreemde land te gaan, waar mense dalk geen kennis van Jahwe het nie. Toe sê Elisabeth, o my man, as jy nie sal kom nie, sê vir my wat ek moet doen, om die baba te red. Ek kan nie tyd hier mors wanneer manne kom om hom dood te maak nie. En hy het al geantwoord, vlug na die wildernis van Shaba, waar deur die wil van Jahwe julle albei sal oorleef. As hulle kom om hom hier te vind, of verwag om hom deur my te vind, dan sal my bloed gestort word in plaas van syne, want dit is bloed wat hulle wil hê. Toe neem Sagaria die baba na 'n plek langs die altaar en soen en seën hom en sê, my seun, skat van my latere jare, wat my hart verbly het en die las van dae verlig het. Nou oorloop my beker van hartseer. Ek sal afgesny word van die plesier om jou vas te hou. Ek mag nie meer my hart voel opspring van blydskap wanneer ek jou gesig sien nie. Jy is te jonk vir my woorde om te begrip te bereik. En dit is nie my hand wat jou voete sal lei nie, maar gaan sterk uit in jou toewyding aan Jahwe. En Elisabeth het hy gesê, mag ons Elohim en die Elohim van ons vaders jou beskerm. Elisabeth het gesê, toegewyde priester en man, bid vir ons albei, dat ons nie geneem word nie, en dat 'n krag gegee sal word om die moeilikhede van die wildernis te oorwin. En Sagaria het gesê, hy wat ons 'n kind in ons ouderdom gegee het, sal dit nie van jou wegneem nie. Ek sal die kind nie vergaan nie, mag die beskermende krag van Jahwe jou reis oorskadu. Nou die manne wat deur Herodes gestuur is, was van sy wag, het toe hulle by Sagaria kom en oor die kind vra, het hy nie gelieg nie, maar gesê sy moeder het hom geneem en in vrees na die wildernis gevlug. Hulle wat gekom en het na Herodes teruggekeer en gesê, die kind is deur sy moeder na die wildernis geneem. Daar is geen kos of water nie, maar baie wilde diere, en die vrou wat oud is, sekerlik moet albei omkom. Toe sê diegene wat die oor van Herodes gehad het, sekerlik is daar iets meer aan al hierdie dinge. Is daar waarskynlik dat die vrou vriendeloos sou gevlug het, laat ons ander manne stuur, nie van die wag nie, wat anders sal optree. Herodes, wat ontsteld was in sy hart, het ingestem, en 3 mans met messe het voor sonop na Sagaria gekom en gesê, Herodes het ons beveel, sê vir Sagaria sy lewe is in my hand, en ek beveel hom om waarlik te praat oor die ligging van sy seun. En Sagaria het geantwoord, ek is 'n toegewyde dienaar van Jahwe en verplig om voortdurend sy tempel by te woon. Daarom is my seun se waar hy is, nie binne my kennis nie. En hulle het gesê, ons messe sal jou mond oopmaak. Maar Sagaria was nie bang nie, en antwoord, as my bloed vergiet word, sal Jahwe self getuig van die dag, en onskuldige bloed roep nooit te vergeefs na hom nie. En toe Sagaria sien dat hy te vergeefs gepraat het, en geen woorde hulle bedoeling sou verander nie, het hy skuiling geneem by die heiligdom agter die altaar, sy hande op die horings, maar hulle het hom met messe gesteek sodat hy gesterf het. Want hulle was vreemdelinge in onkunde van die Torah. En toe die oggenduur van groot aanbreek en die priesters uitgaan, is gesien dat Sagaria versuim het om die gebruikelike hulde te bring, en hulle het onder mekaar gevra waarom hy vertoef het. Toe het een van hulle in die heiligdom van Sagaria ingegaan en sy liggaam bloedig langs die altaar gesien lê. 'n Stem is gehoor wat sê, Sagaria is dood en lê in sy bloed, maar die vlek sal nie verwyder word totdat die een wat kom, die daad sal wreek nie. Weer diegene wat onskuldige bloed vergiet, weer diegene wat dit ongewreek laat bly.
Wie, want die een wat kom, het die priester, wat die priester rights sal vernietig, skies, daai vertaling is 'n bietjie van die daar. Toe hulle dit hoor, het die priesters uitgeroep, Sagaria is dood, en 'n wrekende roog het in sy plek getref. Maar die ander het ingegaan en gesien dat die doeke om die altaar geskeur was en die gesnyde houtwerk gebreek. Verslag van hierdie ding is aan die mense gemaak wat 3 dae en nagte getreur het, waarna ander priesters aangestel is, en die liggaam van Sagarias in linne toegedraai en aan 'n graf langs sy vader geplaas. Elisabeth was alleen met die kind. Sy was oud en het dit moeilik gevind om die wildernis te oorleef, aangesien die knegt met haar goedere vertrek het. Sy het 'n grot ontdek waar daar waterseep was en het daar gewoon totdat Johanan 8 jaar oud was. Toe het sy gesterf. En die kind het nie verstaan nie en hy het ook nie geweet wat om te doen of hoe om haar te begrawe nie. Maar die altyd teenwoordige Elohim het ingegryp op sy manier. En sommige mense wat apart van ander geleef het, is na hom gelei en hy is in hulle weer grootgemaak. En hy het by hulle gebly tot die dag dat hy uitgegaan het om die koms van die verlosser aan te kondig. En die mense onder wie Johanan groot geword het nie getrou nie, maar het uitgeworpenes en weeskinders aangeneem terwyl hulle jonk was. Hulle was eerbiedige mense op hulle eie manier, maar het hulle nie met die ander bemoei nie. En Johanan het teen hulle eksklusiwiteit in opstand gekom en begeer om boodskappe vir die komende instrukteur in goedheid aan die gewone mense oor te dra. En daardie dae was daar baie verwarring onder die mense oor die een wat sou kom. En hy is baie name en eienskappe gegee en daarom het niemand regtig geweet hoe hy sou wees nie. En baie het net verligting oor hierdie saak gesoek. So, dit is al wat ons het oor Maria. Ek bedoel, Elisabeth. En jy weet, dis eintlik 'n hartseer storie as jy dink wat gebeur het. Sy en Sagaria het hulle hele lewe gewag vir Johannes. En toe hy nou kom, was sy wat, baie klein seentjie gewees en sy moes toe nou in die wildernis invlug om sy lewe te red en haar man is doodgemaak, vermoor. So dit is maar 'n moeilike storie vir haar gewees en is hartseer. Maar ons sien hierso Vader se goedheid en getrouheid en hoe hy Johannes bewaar het, veilig gehou het en hoe hy eventually uitgekom het uit die wildernis uit en die mense begin doop het. Is in hierdie selfde boek waar ons lees bietjie meer oor Johannes en hoe Herodes eintlik toe baie van Johannes gehou het en baie keer hom geroep het en met hom gesit en gesels het, al kon Herodes nooit werklik verstaan wat Johannes sê nie, want Johannes het oor goed gepraat wat die man, Herodes se hart was nie reg om dit te hoor nie. So hy kon dit nie verstaan nie, maar hy het probeer. So ja, dit is eintlik 'n baie hartseer storie, hoe dit geëindig het vir hulle. En dan kom ons by Maria van Magdala. Ek wil net eers gehoor, het enige van julle vra of iets om by te las oor hierdie 2 vrouens wat ons sover bespreek het? Okay. Wel, nou gaan ons oor na Maria van Magdala. Nou, soos julle weet, sy was een van die vrouens wat Yeshua gevolg het. Daar's baie ander name wat ook genoem word, maar nie veel meer oor hulle gesê word nie. Maar Maria, dit is 'n plesier Maritza. Ja, Maria het ook nie veel te sê van haar in die skrifte nie. In Matteus 27 vers 56 lees ons onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Joses en die moeder van die seuns van Zebedeus. Dis nou met die kruisiging van Yeshua. En dis die eerste keer wat ons van Maria van Magdala lees in die skrifte, of wat sy by naam genoem word. Alhoewel die mense na haar verwys of verbind met die vrou wat in oorspel gevang is en voor Yeshua gebring is om gestenig te word. Of dit wel sy was of nie, ons kan nie dit verseker sê nie, want daar word nie name genoem nie. Baie mense het na haar verwys as 'n hoer. Jy weet, dit was 'n kerklike leer dat Maria was 'n hoer. Maar nêrens in skrif word sy pertinent genoem nie. Slegs dat sy baie betrokke was by Yeshua en dat sy wel deur hom verlos is van 7 demone. In Matteus 28 vers 1 lees ons, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. So sy het saam met Yeshua se ma gegaan om Yeshua te gaan salf na sy graf toe.
In Matteus 16 vers 9 tot 11 lees ons, ekskuus, en nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy sy 7 duiwels gedryf het. Sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. So Yeshua het ook eers aan haar verskyn na sy opstanding. Nou, daar's baie gnostic gelowe wat oortuig is dat Yeshua by haar kinders gehad het en dat sy bloedlyn vandag nog bestaan. Dit word glad nie deur enige skrif ondersteun of aangedui nie. Slegs dat haar op 'n diepere geestelike vlak raak gesien het, waar ander haar bloot net geoordeel het. Maar kom ons gaan net 'n bietjie haar storie verder in die boek van Natsarim, hoofstuk 19 vers 3 tot 11. Nadat hulle geëet het en saam gesels het, het 'n vrou van 'n huis naby gekom. Sy was gesluier en het 'n albasterfles gedra. Nou dit was Miriam van Magdala, wie se vader 'n handelaar was. Maar hy het haar verstoot, want sy het saam met 'n centurion, wat in die leer van Rome gedien het, gewoon. Toe hy na sy wettige vrou teruggekeer het, het hy Miriam haarself onderhou deur in die tavernes in Galil te sing. So die ou het huis opgesit met haar, maar haar nooit getrou nie. Toe besluit hy gaan terug na sy regte vrou toe en los haar in sak en as en haar pa het haar afgeskryf, né? So dit is nou 'n probleem vir haar, want in daai tyd, wat moet 'n vrou doen wat nie getroud is nie? So dit was eintlik terrible en sy moes toe nog maar haarself onderhou deur om te sing in die bars. Soos ons dit vandag ken, daai tyd was dit taverns gewees. En die vrou het die fles oopgemaak en 'n soetgeurige olie oor die kop van Yeshua uitgegiet, waarna sommige van die teenwoordiges verontwaardig was en gesê het, wat 'n vermorsing, aangesien dit vir baie geld verkoop kon word, wat die armes sou bevoordeel het. En Yeshua het gesê, los haar uit. Daar is min sin daarin om kwaad vir haar te wees, wanneer al wat sy gedoen het, is om my te eer. Julle kan die armes help wanneer julle wil, maar ek sal nie veel langer hier wees nie. Toe hy na Miriam van Magdala draai, sê hy vir haar, waarom bewys jy my hierdie eer? Want die koste vir jou moes groot gewees het, en iemand het gesê die prys is maklik verkry. Miriam het vir Yeshua gesê, meester, ek is sy wat u in Penias gesien het, want toe die vroue my beledig het, het ek na u gekom en gesê, vergewe my sondes. Toe u gevra het waarin ek gesondig het, het ek gesê, deur liefde het terwyl ek ongetroud is. Daarop het u gesê, dit is op sigself geen oortreding nie, en toon groter liefde as die van baie wat sê, die prys van my liefde is huwelik. U het gesê, ek het die grootste vorm van liefde gegee, wat enige vrou kan gee, want as 'n maagd het ek na my liefde gegaan, sonder die sekuriteit van die huwelik, en op hierdie manier, geen manier probeer om die man te bind nie. En Yeshua het gesê, met hierdie man het jy geen onreg gedoen nie, en alhoewel jou liefde nie geseënd was in die oë van die mense nie, was dit suiwer en heilig in die oë van Elohim, mits jy waarlik lief gehad het. Die man egter is nie sonder sonde in hierdie opsig nie, en sal sekerlik tot 'n behoorlike rekenskap geroep word. Want alhoewel jy sedert jy hom verlaat het verkeerd gedoen het, dra hy sy deel van die skuld. Jy het vrylik gekies om nie 'n vrou te wees wat vir die huwelik gereserveer is nie, 'n keuse wat jy regmatig kon maak. Slegs as jy nou die huwelik sou soek en sê, alhoewel ek jou ook lief het, het ek nou my prys, sou jy verkeerd doen, dit teen Elohim, liefde en jou man gepleeg. Miriam het gesê, meester, ek was 'n sondaar, maar ek het nie afgelope jaar gesondig nie, en ek sal ook nie weer sondig nie. As ek weer lief het, sal ek nou nie die regte van die huwelik opeis wat ek eens verwerp het nie. En Yeshua het gesê, liefde is die vermenging van geeste, nie 'n vereniging van die vlees nie. Weet diegene wie se liefde tweedrag vermeerder op die plek waar liefde vervul word. As hierdie dinge jou verwar, lees die boeke van die wysheid. So hierso sien ons die storie, soos sy dit nou weer tot Yeshua se herinnering roep, wat ek seker was nie nodig nie, maar ek is dankbaar dat dit neergeskryf is vir ons. Want ek sien dit amper in 'n mate as 'n vorm van redemption vir Maria van Magdala, omdat mense haar bitterlik gejudge het en misverstaan het. En sy was vir haar aksies, waar sy haar liefde vrylik vir iemand gegee het hulle haar mee gespot en haar verneder en gesê sy is 'n hoer, wat sy nie was nie.
Want jy sien ook daar dat sy nooit vir haarself na dit aan 'n ander man geoffer het, volgens hierso wat sy vir Yeshua gesê het. Alhoewel sy wel vir hom gesê het, kyk, as ek nou ooit weer lief het, gaan ek nie weer die fout maak nie. Die keer gaan dit wees om eers te trou. Maar jy weet, Yeshua sê hier vir haar, jy het nie verkeerd gedoen in dat jy jouself vir die man gegee het, nie. Moenie hom verkeerd verstaan nie. Hy bedoel nie dis nou okay om te fornicate met enige iemand nie. Hy bedoel net daar dat haar hart was 100% verlief op die centurion. Die fout is, hy het haar verlaat. In plaas van om haar ook 'n vrou te maak, of haar 'n vorm van, kan ons sê, beskerming te offer, het hy gevat wat sy offer en haar gelos en weer teruggegaan as 'n ander vrou toe. Dis wat Yeshua bedoel by hy dra skuld hierso, want hy gaan gejudge word vir wat hy teen haar gedoen het. En dis eintlik baie hartseer vir my gewees dat die Bybel gee vir ons so min op haar. En tog daarom het mense verkeerde assumptions gemaak van haar. En dit is geleer in die kerk en ons het dit aanvaar. Waar hier in die boek van die Natsarim leer ons bietjie meer van haar. Daar is ongelukkig nie veel meer op haar gewees nie, alhoewel daar wel 'n gospel according to Mary of Magdala is. Nou hulle sê dis ook Gnostic. En ons weet Gnostic, die ouens is gestempel as Gnostic die oomblik wat hulle teen enige vorm van die apostoliese of kerklike leer gegaan het. Want toe hulle leer die wet is nie meer belangrik nie, bla bla bla. Nou as jy nou hierdie Gospel van Mary gaan probeer lees, is baie vreemd. Dis nie 'n volledige boek nie. Baie van die goeds missing. So hulle het maar soveel as wat hulle kom bymekaar probeer sit. Daarom sou ek sê as jy dit wil gaan lees dit. Maar wees versigtig, omdat dit nie baie duidelik is nie, in die sin van, is baie te mekaar. Daar sal 'n Engelse woord wees en dan sê die Hebreëse geskrif, of althans Grieks, ekskuus, hulle sê die boek was 'n Grieks gevind. Dan is daar Griekse skrif, dan is daar weer 'n Engelse woord en dan sê weer Grieks. Dit is baie verwarrend. Ek het wel 'n stukkie hierso wat na Yeshua nou weg is van hulle af. Ek gaan dit vir julle lees, is net 'n kort stukkie. When he had said this, he departed. But they were grieved and they wept greatly, saying, "How shall we go to the Gentiles and preach the gospel of the kingdom of the Son of Man? If they did not spare him, how will they spare us?" And then Mary arose, greeted them all, and said to her brothers, "Do not weep, and do not grieve, nor be irresolute, for his grace will be wholly with you and will protect you. But rather let us praise his greatness, for he has prepared us and made us into human beings." And when Mary said these things, she turned their hearts to the good, and they began to discuss the words of the Savior. So dis al stukkie wat ek vir julle wou lees, daar's net om te sê dat sy was, even na die tyd, nog steeds betrokke by die disippels, en het by hulle gesit, en saam hulle gebid, en saam hulle geleer, en baie keer hulle ook encourage, want julle kan imagine dat na Yeshua nou dood is, en opgeneem is in hemel, het hulle groot vrees in hulle harte gehad, dat hulle dieselfde lot sou oorkom. Wat as jy in die geskiedenis inkom, sal jy besef, hulle het dieselfde lot het vir hulle gewag. Hulle is almal in gruwelike maniere doodgemaak en gemartel. Dit sê nou niks verder van wat van Maria van Magdala geword het nie. Ek neem aan sy het dan maar, ek weet nie, stilletjies in die agtergrond te verdwyn, ons weet nie. Ons weet glad nie. Al wat ek wil sê is dat daar is 'n boek, A Gospel According to Mary, Magdalene, soos hulle hom in Engels sê. Maar wees nou versigtig as jy hom gaan lees, dit kan baie verwarrend wees, omdat dit net vreemd uiteengesit is. Dalk iewers sal hulle dit beter doen, maar daar's mense wat ook sê oppas vir haar goeders, want dit is 'n bietjie contrary aan wat ons ken en wat ons aan gewoond is. Maar ons weet ook dat as jy die regte pad volg met Vader, dan is daar 'n goue lyntjie wat jy kan volg deur alle boeke en deur alle vertalings, en dit sal jou op die regte pad hou. Ek persoonlik gaan nie regtig te veel grou in daai boek nie, want dit is maar net vir my verwarrend om dit te probeer lees. Maar ja, julle is welkom om dit te gaan probeer opsoek. 2 of 3 getuies, is reg, Lily. So hierso vind ek net dat as jy ook gaan kyk in die boek van Natsarim, die kere wat dit na goed verwys, soos die vrou wat die Maria, wat die geldjie verloor het. Dit het nooit haar naam genoem in die Bybel nie. Maar in die boek van die Natsarim leer ons dit was actually Yeshua se ma.
die vrou wat Yeshua se voete gesalf het met die dier kosbare olie, dit was actually Maria van Magdala gewees, want haar naam word ook nie genoem in die Bybel nie. So dit is net aanvullend en 'n bietjie meer detail wat ingesit word vir ons. Maar dit is al wat ek vir julle het op Elisabeth en Maria van Magdala. Ja, ons het nou aan die einde gekom van al die vrouens. Ons het nog een oor en soos ek en Monty sê, ons weet nie of dit aspres of of per ongeluk was nie, dat ons nie Eva eerste gedoen het nie. Ons gaan haar dan volgende week behandel. Die hele doel van hierdie, en ek glo julle almal verstaan dit en sien dit so, is om te besef dat die vrou vir Vader net so belangrik is as die man. Ja. En dat die vrou gebruik word op baie verskillende maniere, waar ons in die kerke geleen het, weet ons is in verskillende kerke, maar dit gaan van een ekstreem tot die ander. Either die vrou is niks, behalwe net iets wat kinders uitbaar en skoonmaak nie, of hulle word bo die mans verhef. So, daar's geen orde nie. Waar as ons hou by die orde, ons dien 'n God van orde. En die orde is dis Jahwe, die Vader, sy seun Yeshua, die man, die vrou en dan die kinders. En wanneer jy in daai orde bly, sal jy geseën word. Nou dit is nie altyd moontlik vir die wat getroud is met 'n man wat nie in die waarheid is nie. Maar dan as ons gaan kyk na die storie van Abigail, word jy nog steeds geseën as jy in Vader se wil in sy weë wandel. Ek kan nie vir julle sê of almal gaan opeindig om met konings te trou nie. Dit kan ek nou nie vir julle sê nie, maar ek glo jy sal nog steeds geseën en beskerm word, of die wat nie mans het nie. Dan kyk jy na iemand soos Maria van Magdala, hoe Yeshua haar beskerm en haar nog steeds aanvaar het. So dit is net vir ons belangrik geweest om hierdie ook tevore te bring, dat Vader sien die vrou is net so groot seëning as wat die seun is, of die mans althans. So ja. Ja, dit was, soos ek vir Angie sê, baie leersaam vir my gewees en baie kosbaar. Ek het nie besef die vrouens in die Bybel het soveel om vir ons te leer nie. En nou dat ons hier aan die einde kom, raak ek 'n bietjie sad, want hulle het sulke mooi stories gehad, soveel om vir ons te leer. En jy weet, vrouens soos Sitas, Job se eerste vrou, en Maria van Magdala, dit is asof hulle half geredeem word by ons, laat ons die ander kant, hulle storie ook kan hoor. En dit is vir my kosbaar en pragtig. En dit is, ek is dankbaar vir die geleentheid wat Vader ons gegee het, om deur hierdie vrouens te werk. Daar is kleiner vrouens nog oor, maar ons gaan nou nie te ver in hulle probeer ingaan, want daar is nie informasie op hulle nie. Maar in elk geval, is daar enige vragies of iets wat julle wou bylas? Dit is 'n plesier hê. Dit is lekker om met julle te kan deel ook. Ja, dit is ietsie wat ons altyd na uitsien. Okay, wel in daai geval moet julle 'n baie geseënde Sabbat hê. Ek gaan afsluit. Die liedjie is redelik lank. So ek gaan verstaan as julle nou nie bly tot die einde van die liedjie nie. Maar in elk geval julle moet 'n awesome en geseënde week verder hê en as Vader se wil daarby is, kom ons volgende week by mekaar en bespreek Eva. En van daar af is dit onderwerpe wat julle weer wil bespreek. Ek en Angie het so 'n bietjie gehog die laaste paar weke met die vrouens. So julle is welkom om na Eva weer vir ons te begin idees gee, vra wat julle het, goed wat julle onderwerpe wat julle wil bespreek. Ek gaan die liedjie nou speel. Ek is jammer as daar per ongeluk iewers 'n advertensie opspring. Ignoreer dit maar. For the labor she brought forth, before the pain a child was born. Zion cried, yet life came forth. A nation rising in the storm.
Who has heard a thing so strange? Who has seen it in a day? A lamb brought forth in sudden birth by Yahweh's mighty hand and way. Why do you cry aloud in pain? Is there no king to guide your way? For anguish takes you like a woman as the hour of birth draws near. Rise and grow, no daughter Zion. Go to the field and dwell afar. Yet from there you shall be rescued. Yahweh will redeem you there. Birth pains of Zion cry out loud. Through the fire, through the cloud, from the travail, life will rise before the dawn, before our eyes. What is formed he will complete. What he starts he will not leave. Through the pain his people wake. A remnant he will surely take. A woman clothed with radiant light, the sun beneath her feet did stand. A crown of stars upon her head, a child prepared by Yahweh's hand. She cried in pain to bring forth life, as darkness waited to devour. But the child was caught up high, protected in the Father's power. The nations rage, the dragon waits to stop the promise from the start. But what Yahweh has spoken forth, no man can break, no power can part. Out of sorrow comes the birth, out of pressure comes the flame. A people forged in suffering, called again by Yahweh's name. Birth pains of Zion cry out loud. Through the fire, through the cloud, from the travail, life will rise before the dawn, before our eyes. What is formed he will complete. What he starts he will not leave. Through the pain his people wake. A remnant he will surely take. Shall he bring to birth and close the womb? Shall he begin and not fulfill? Yahweh speaks and it is done. His word stands firm, it always will. From the ends of all the earth he gathers those who hear his voice. In the travail hearts awaken, in his covenant they rejoice. Birth pains of Zion cry out loud. Through the fire, through the cloud, from the travail, life will rise before the dawn, before our eyes. What is formed he will complete. What he starts he will not leave. Through the pain his people wake. A remnant he will surely take. Through the pain the child is born.
Dis my sissies, julle moet veilig wees en geseënd wees.